My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit uitvaar die werke van sy hande nie. Dankie Hemelvader vir hierdie belofte, Here, dat jy ons nooit los nie, Here, dat ons daai berge voor ons sien, dat jy verskuif het nie, maar jy help ons daaroor. Here, dankie dat ons ook vanaand hier by mekaar kan wees as 'n gemeente. En as 'n klein groepie, Here, weet ons, dat waar twee of meer in die naam vergader, daar is U teenwoordig. Dankie dat ons U kan loof en prys met ons stemme. Here, raak U ons elkeen vanaand aan. Bind ons gedagtes in gehoorsaamheid aan U, Here, dat geen bose mag of kragte in hierdie eredienste inwerk nie. En gaan met ons elkeen deur hierdie week, dat ons elke dag gefokus sal wees op U, Hemelvader, nie op die wêreld daar buite nie. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Lies, dan vra ek dat ons sal staan en begin ons met godsdienste seën. Verzoenen, en die
ons laaste een lied 164 vers 1 en 2. Daar is hy voor Samuel, pragtig, baie dankie hoor. Daar is hy. Goeienaand geliefdes in die Here Jesus Christus. Baie welkom in die diens en mag 'n wonderlike geseënde geleentheid wees. Lekker nagmaal wat ons ook saam vanaand gaan benut. Maar daar waar jy sit, kom ons draai mekaar, kom ons groet mekaar op in die naam van ons Here ons Koning Jesus Christus. Kom ons deel uit in Christus met mekaar. Laat. Want ek het hom hoor. Kriminaliteit, ek sien dat is kriminaliteit, hoor. Daar is baie dankie geliefdes. Daar is Diakens, dankie, julle kan vir ons die liefdesgawes hanteer. En dan vir ons het hier en daar 'n afkondiging ook voorhou. Daar is hy. Pragtig. Ons kyk, daar is ek dink ek gaan op die bord ook even julle het om daar so, né? Daar is ek, vriende, ja, kyk maar net die weekse program, ek lig maar net uit die trustvergadering. En ja, onthou dan ook die Bybelstudie, Dinsdag 6:00, Bybelstudie in die konsistorie, en Woensdag 11:00, en Woensdag 6:00 die aand die gemeente biduur geleenthede. Dan vriende, baie dankie vir liefdesgawes en dankoffers, soos ons gesê het, ons het nog 'n paar uitgawes wat ons moet dek, so baie dankie vir elkeen vir EFT en 'n bydraes ook, en dankie vir gee ook so vir die gemeente. Vriende, die lief en leed lys voorbring asseblief vir die persone op die lys daarso, en kom ons tree ook in vir hulle. En dan net so vinnig kennisgewing van die stigtingsvergadering van Wilgenhof Gemeenskapsklub. So as jy belangstel, jy kan rustig daar deurlees op die afkondiging, en die vergadering is die 16de Maart. So lekker geleentheid om betrokke te raak in die omgewing oor hierso. Dan komende Vrydag, heerlike pannekoek natuurlik, so asseblief plaas jou bestellings in die week by Adel, so jy kan gerus daar kontak, en dan ook fondsinsameling wat voorlê is die teelepeltjie ete, is die 27ste Maart, 6:00 die aand, so lekker ete, lekker geleentheid ook daar saam, so bespreek ook asseblief jou plek, daar kan julle ook vir Adel kontak, so lekker geleentheid, en dan gaan baie kos wees, ons gaan lekker feesvier saam hoor, so dis die 27ste Maart, daar is hy, net so vinnig weer gegee, dankie my vriend, geliefdes, kom ons sluit die wat, ook in gebed. Ons Here ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir die liefdesgawes en dankie vir elkeen se bydrae, Here. Dankie Here vir die sorg en voorsiening, ook so besonder vir die gemeente. En dankie Here dat elkeen van ons ook verantwoordelikheid neem vir u gemeente en so kan bydra en dankbaarheid vir alles wat u is en doen vir ons. Ag Here, ons wil waarlik vra dat u die fondse ook sal seën. Seën elkeen wat so bydra en seën dit tot eer en verheerliking van die wonderlike en heilige naam. Die naam bo alle name, die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Dankie David hoor. Nou, geliefdes, baie dankie.
Nou, kom ons gee so geleentheid vir 'n stil gebed. En kom ons nou die Here uit om met ons te werk ook in hierdie erediens. En dan gaan ek graag net vir ons open ook met 'n gebed. Maar kom ons maak elkeen so stil eers in die Here. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid ook vanaand om so saam met U ook die nagmaal te vier, om ook so in herinnering te roep die volmaakte offer wat U gebring het vir elkeen van ons. Dankie Here Jesus Christus dat U U liggaam gegee het, dat U U bloed gegee het, ons volkome offer vir al ons sondes. Wat is, wat was en gaan wees. Dat U eenmaal gesterf het, 'n volmaakte offer gebring het, vir ewig, vir al die sondes van die wêreld. Here, dankie dat U ook vir ons die geloof geskenk het, die geloof as gawe, om te glo in U, om te glo in U verlossingswerk, en dat ons deur die geloof aandeel kan kry aan U offer vir ons, Here. Here, vanaand in besonder wil ons vra dat U die geleentheid sal seën, so deur die inwerking van die Heilige Gees. Seën asseblief die viering van die nagmaal, die gebruik van die nagmaal, en om waarlik in herinnering te roep, dit wat deur U is vir elkeen van ons, dit wat U gedoen het, dit wat U steeds doen, en dit wat U nog gaan doen vir ons, Here. Ag Here, ons bely ons afhanklikheid, ons bely ons nederigheid voor U, Here. Ons bely dat sonder U is ons niks. Sonder U is ons tot niks goeds in staat nie, Here. Dat ons het vir U so nodig. Ja, Here, vergeef asseblief ons sondes, ons swakhede, en verlos ons asseblief van die bose, Here. Verlos ons van enige vervloekinge. En Here, ons wil waarlik vra dat U ons gedagtes ook nou sal bind in gehoorsaamheid aan U, Here. Bind asseblief enige geeste, magte of kragte wat ook hier wil inwerk, hier wil roof en wil steel. Here, dat net U naam sal seëvier ook vanaand hierso. Dankie vir U groot liefde en dankie vir U groot genade. Alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ja, as ek geliefdes, baie dankie. Nou, ek wil so by myself, ek het aan die ander keer nou dieselfde lied op, maar dit is vir my altyd bevestigend dan. So ons gaan nou die elektroniese weergawe sing van ons is almal hier te saam. Ek het dan net oor dieselfde gedink, hoor. Maar dit is altyd vir my mooi bevestiging in die Heilige Gees. So vriende, ons gaan staan, ons gaan die elektroniese weergawe sing en diakens, dankie julle gaan vir ons die tafel ook voorberei. So geliefdes, kom ons staan, kom ons sing hartlik saam. Ons is almal hier te saam. Daar is almal hier te saam, hoor. Kyk gou vir ons, is almal hier te saam. Hierdie is 'n lekker gevaarlike, dit is die jeug hierdie, hoor. Ons gaan nou begin rondspring. Kyk, gou boorde op te wees, ons is almal hier te saam. Ja man, jy laat hierdie nagmaal lekker begin, man. Like, hey! Kyk, hoop jy wat kry daar van ons. Kyk, jy nou. Ons is almal hier te saam. Dis net een te saam. Daar's net een. Kan jy dit nou hoor vertel? Daai net klein brinfies waarvan. Soos ook maar goed dan net om dat sing, hoor. Maar die weergawe is nou weer weg. So, alright, kom ons kyk. Sit vir ons op, U woord is 'n lamp. Die woord is 'n lamp. Is die lamp. Ek moet 'n aantekening maak en daai lied teebring. Yes, dankie julle. Superman.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarom ook gebruik ons die nagmaal as 'n sakrament. Die doop vanoggend, die nagmaal vanaand, wat deur die Here self ook beveel is om te doen in herinnering aan hom. Nou ons weet ook dat Paulus getuig, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. 1 Korintiërs 11 verse 23 tot 26. Geliefdes in Here Jesus Christus, die nagmaal natuurlik is in sy wese 'n verhoudingsmaaltyd. Dit is 'n verbondsmaaltyd.
waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Wanneer ons ook kyk na die nagmaal, dan besef ons die goddelike karakter, die ewigheidskarakter by die gebruik van nagmaal, die invloeiing van al drie tye in een geleentheid saam. Nou wanneer ons eerstens terugkyk na die verlede, dan het die nagmaal natuurlik die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Dis 'n teken wat ons gebruik om ons te help en te herinner aan dit waardeur Jesus Christus is vir elkeen van ons. Dat Christus gesterf het aan die kruis en daarom die gebruik van nagmaal is 'n verkondiging van die kruisiging van Jesus Christus, van Christus se dood. Hoe hy sy liggaam gegee het, hoe hy sy bloed gegee het, ter versoening van ons sondes en al ons swakhede. Ons dink daaraan en ons verkondig dit aan almal, hoe Christus sy lewe gegee het vir ons en hoe Christus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is natuurlik hierby ook 'n versterking in die Jode. 'n Versterking van ons getuienis en 'n versterking van ons geloof. As versterking in die Jode het die nagmaal die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n versekeringsmaaltyd. Dis 'n waarborg van ons verlossing. 'n Versekering wat vir ons gegee word deur die inwerking van die Heilige Gees. Soos Romeine 8 vers 16 getuig, dat ons gees getuig saam met die Heilige Gees, dat ons is kinders van God. So seker is wat ons hierdie teken sien en gebruik, so seker het ons deel aan die verlossingswerk van Jesus Christus. 'n Sekerheid, nie gegrond op ons eie gevoelens of stemming nie, maar 'n sekerheid gegrond in die Here Jesus Christus self en deur die inwerking van die Heilige Gees. Die nagmaal is hierby ook 'n viering van gemeenskap. Dis 'n gemeenskapsmaaltyd. Die gemeenskap met die lewende Heer en deur die Here ook gemeenskap met mekaar as broers en as susters. Hier by die nagmaal is die opgestane Christus deur die Heilige Gees self ook teenwoordig. Die Heilige Gees verbind ons aan Christus en die Heilige Gees verbind ons ook aan mekaar as broers en as susters. Soos wat die aparte druiwekorrels saamgepers word tot die een wyn, die vrug van die druiwestok, en soos die aparte koringkorrels saamgepers word en saam fyn gemaak word tot die een brood, soos ons in Christus deur die inwerking van die Heilige Gees saam verbind as lidmate van die kerk van Jesus Christus, die viering van gemeenskap. Die nagmaal is hierby ook 'n toewydingsfees. Ons is van nature geneig om vir onsself afgode te skep, waarvan ons telkens ook bevry moet word om die ware God te aanbid. By die nagmaal word ons gekonfronteer met die vraag: waarop sit jy jou hart? Waar lê jou hoogste prioriteit en lojaliteit? Wie roep jy aan in jou oomblikke van nood en op wie vertrou jy? Want die een word ons as bron van alle goed beskou en wat in tye van verdriet en moeilikheid ons enigste toevlug is, die dinge waarop 'n mens se hart staat maak en waarop dit geheel en al vertrou, is in werklikheid jou God. Wanneer ons die nagmaal gebruik, neem ons stelling in teen alles wat 'n afgod in ons lewe sou kon wees en ons bely ons onverdeelde trou en toewyding aan die Here Jesus Christus. Die nagmaal is hierby 'n vreugdefees. Alhoewel die teken spreek van die lyding van die Here Jesus Christus, sy liggaam, sy bloed vir elkeen van ons, gebruik ons nie die nagmaal in rou en in droefheid nie. Want ons besef weer eens by die nagmaal, die vrug
van Christus se arbeid vir elkeen van ons. Die vrugte van vreugde deur die inwerking van die Heilige Gees ook. Die nagmaal bied ook 'n voorsmaak van die ewige vreugde wat vir ons wag by die bruilofsmaal van die Lam. Geliefdes, wanneer ons dan kyk ook na die toekoms. Ons het gesien die verlede, die hede en die toekoms ook. Die nagmaal het ook 'n toekomskarakter. Weereens, ons het dit gelees hier in 1 Korintiërs 11 ook, en verskeie tekste wat dit vir ons bevestig, waar die instelling en gebruik van nagmaal altyd saamgaan met ons toekomsverwagting. Dat die Here Jesus Christus gaan terugkom. Dat Christus alles tot volheid gaan bring. En op die eindvandag dat ons saam met Christus die bruilofsmaal van die Lam sal benut. Die vrug van die druiwestok niet sal gebruik in die koninkryk van ons Vader. So hier by die nagmaal kyk ons terug na die verlede. Ons word versterk in die Here, maar ons kyk ook vooruit na die toekoms, dat Jesus Christus kom terug. En ons as kerk wat sê, Maranatha, Here, Maranatha, kom Here, kom. Geliefdes, samevattend kan ons dus sê dat die nagmaal ook 'n uitnodiging is, om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier, en opnuut daarvan verseker te word. Dat dit 'n geleentheid is om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Heer en met mekaar te verdiep, en om so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis, en ook in ons toekomsverwagting. Daarom gaan ek ook graag elkeen uitnooi, al is jy van 'n ander gemeente moontlik, al kuier jy miskien vanaand net saam met ons, as u glo in Jesus Christus, as u redder en u verlosser, is u natuurlik baie welkom hier by die nagmaal geleentheid. Nou geliefdes, voordat ons die nagmaal kan benut, moet ons ook kyk na die waarskuwing wat daar is rondom die gebruik van nagmaal. Ons vind dit ook in 1 Korintiërs 11, verse 27 tot 29. Waar Paulus ook getuig dat mense kan 'n oordeel oor hulle self eet of drink, omdat hulle nie onderskei dat dit gaan oor die liggaam en die bloed van Jesus Christus nie. Ons het net nog gesê, onthou, die nagmaal is 'n verhoudingsmaaltyd. Die nagmaal is bedoel vir kinders van God. So die ongelowige word eintlik hier gewaarsku, want die ongelowige sal miskien ietsie eet of drink, daar is miskien honger of dors, maar hulle besef nie dat dit gaan oor Christus Jesus nie. Hulle onderskei nie die liggaam en die bloed van Christus nie. En daarom 'n waarskuwing wat ons altyd moet bring vir die ongelowige, om eintlik te sê dat hulle nie moet deelneem aan die gebruik van die nagmaal nie. Weereens die oordeel gaan nie oor ons sondes en ons swakhede nie. Weereens 'n misverstand wat baie ingesluit het in die kerk van die Here Jesus Christus. Ek bevestig wat ek altyd sê. As dit gaan oor ons sondes en swakhede, dan mag niemand van ons die nagmaal gebruik nie. Want almal het sonde en almal het swakhede. Nee, die vraag vanaand ook is jy kind van die Here of nie? Want as kind van die Here kry ons genade, ons kry vergifnis en ons kry verlossing. Maar as jy nie in Christus is nie, moet jy deur jou eie verdienste jou redding bewerkstellig, en ons weer is onmoontlik. Jy kan nie. So weer eens, wanneer ons die nagmaal gebruik ons dit in herinnering aan Christus. Ons gebruik dit in 'n vaste geloof in Christus, in wie hy is. En ons gebruik dit met 'n opregte hart van afhanklikheid voor Jesus Christus. Daarom gaan ek ook nou geleentheid vir ons elkeen gee om eers stil te raak by die Here. Ja, aan die een kant bely ons sonde en ons swakheid, ons bely ons afhanklikheid in Christus, sê Here, ek het U nodig. Maar aan die ander kant ondersoek ons ook ons geloof en bely ons geloof en sê Here, ek glo in U. Ek glo in U offer. Ek glo in dit wat U bewerkstellig het vir my ook, Here. So kom ons raak elkeen stil. Kom ons bely ons sonde en afhanklikheid en kom ons bely ons geloof in die Here Jesus Christus. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed.
Baie dankie geliefdes in die Here Jesus Christus. Nou weer eens, ek het reeds die uitnodiging gebring, ook kinders natuurlik is ook welkom om die nagmaal te gebruik. Ek sien nie vanaand julle kinders hierso nie, almal het op belydenis van geloof afgelê, hoor julle. Maar kinders is natuurlik welkom. En dan ons ook as 'n teken van die uitnodiging, dat ek vra hulle wat by die tafel gaan sit, kan dan vir ons ook nou na vore kom. Ja, ek word nog geword nou omring deur die dames vanaand. Is jy ook saam? Ek al. Dit was voor af, die konsistorie. Baie welkom vir almal, hoor. Baie bly. Julle is hier saam met ons, hoor. Baie welkom. Daar is hy, geliefdes in die Here Jesus Christus. Ons gaan voortgaan ook met die uitdeel van die tekens. Ek wil net weer iets noem, wat die vrug van die druiwestok betref. Aan die buitekant is wyn, aan die binnekant is druiwesap vir die persone wat nie alkohol wil of mag gebruik nie. En wat die brood betref, daar is natuurlik brood en dan is daar ryskoekies vir die persone wat nie brood mag binne die gluten-intoleransie. Ek moet altyd daai woord mooi sê, né? So daar is ook ryskoekies beskikbaar. Ons gaan die tekens uitdeel, maar ons gaan vra asseblief hou die tekens eers by u. Ons gaan nou dit saam in gemeenskap en gaan ons dit saam ook benut en gebruik. Ek net by wyse van 'n hand opsteek ook sien die persone wat die beker gaan gebruik. Beker gaan gebruik. Sy moet seker maak. En Kobus, né? Sê dit julle drie. Alraai, fantasties. Baie dankie julle, hoor. Nou geliefdes, ons gaan so met die uitdeel van die tekens gaan ons speel wat 'n vriend het ons in Jesus. Dan gaan ons Halleluja 1:4:6 eer die brood gebreek en dan gaan ons ook elke druppel bloed gaan ons ook so as agtergrond speel en jy kan sit en saam sing en daarmee hou ons maar net lekker ons fokus natuurlik op die Here. So Eben, baie dankie, julle kan vir ons daar voortgaan en die alkes dankie. Julle kan vir ons na vore kom. En ek sien nou, ekskuus julle, ek kyk die kant aan die kinders, sit iemand pragtig, hoor jy, beautiful, hoor jy, maar almal het daar met brood ontvang? Ja, dis dankie, julle kan vir ons na vore kom.
Liedjies klaar. Oh, is dit klaar? Dit is so. Toch is van Ek hoop by elke druppel bloed werk. Dis 'n PowerPoint. Dan moet 'n media playertjie ook wees, anders moet jy met die PowerPoint gooi, hoor. Nee, dis die een wat ek het, dis 'n PowerPoint. Is die bloed van Jesus? Speel hom. Anders dan. Andries is nie. Ek maak vir my 'n aantekening van al die liedere wat nie lekker hardloop het. Die bloed van Jesus gaan ook werk. Ek kan hom ook gooi. En toen begon ik in die wat er nou die gooi en een art kosten. Geliefdes, ons moet net seker maak, het almal die vrug van die druiwestok ontvang. Almal ontvang, baie dankie. Jakens, dankie. Julle kan vir ons na vore kom. Een van julle baie dankie hoor, ek het vir my aangeteken na 2 liedere, hoor. Ek het jy nog getoets vanaand, hoor jy? Dis alright, hoor jy? Praat julle, hoor. Daar is hy, geliefdes in die Here Jesus Christus, voordat ons die tekens gaan gebruik, gaan ons ook saam
ons geloof bely en ons gaan dit doen deur die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ewen gaan dit vir ons daarso op die bord vir ons ook plaas. En dan gaan ek graag so vir ons dit net voorhou. Ons kyk net. Jy het hom mooi vriend, hoor. Geliefdes, kom ons gaan staan. En kom ons gaan saam ons geloof bely en dan bly ons staande vir die lied gebed van Koos Du Plessis as 'n gebed voor die gebruik van die tekens. Ek gaan vra, kom ons bely vanaand die geloof saam hardop. En ek gaan graag vir ons voort. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Pragtige liefdes. Kom ons bly so staande en kom ons sing gebed van Koos Du Plessis. Geen dat elke aardse vrede
Ek gaan graag vir ons ook voortgaan nou met die instelling vir die gebruik van die nagmaal. Ek gaan weer eens vra, onthou, gebruik dit bidend, gebruik dit in herinnering aan Christus Jesus, en u is welkom om al die sintuie ook te gebruik. Ons het byvoorbeeld die woord gehoor, ons het die tekens nou gesien, ons gaan die tekens ook vat, ons gaan dit ook proe, en ja, as u ook selfs wil ruik, is u baie welkom. Al die sintuie wat ons net help met die herinneringsproses dan ook, maar belangrik, bidend in herinnering aan Christus Jesus. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brood wat ek breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet, dink daaraan en glo dat Christus sy liggaam gegee het ter versoening van al ons sondes en al ons swakhede. Kom ons gebruik dit saam. Amen. Baie dankie, geliefdes in die Here Jesus Christus. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die beker van danksegging. Dis die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink, dink daaraan en glo dat Christus sy bloed gegee het ter versoening van al ons sondes en ter verseëling van die Nuwe Testament. Kom ons gebruik dit saam.
Kom ons bid saam. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, weer eens baie dankie vir die geleentheid en dankie Here dat ons weer so in herinnering kan roep dit wat hierdie is vir ons, Here. Dankie vir die volmaakte offer wat U gebring het. Dankie Here dat ons vandag die brood kan gebruik as 'n teken van U liggaam wat vir ons gegee is. Maar dat ons nog dieper kan besef weer eens dat U deur U liggaam, deur die brood, die vervulling is van die Ou Testamentiese feeste. Die fees van ongesuurde brood. U het die nagmaal ingestel tydens die fees van die ongesuurde brood. En ons weet uit Eksodus 12 ook dat hierdie fees ingestel is as 'n teken en herinnering van die verlossing van die slawerny van Egipte. Net so vandag word ons verlos van die slawerny van sonde. Dat ons 'n nuwe baas het. U, Here, die Kyrios, vir elkeen van ons. Here, dankie dat U U liggaam gegee het, maar nog meer dat U die vlees oorwin het, Here. Dat die fisiese liggaam verander het in 'n verheerlikte liggaam met U opstanding. En net so vir ons sal hierdie fisiese liggame eendag verander na verheerlikte liggame. U die eerste wat opgestaan het en ons wat U sal volg. Here, dankie ook so vir die vrug van die druiwestok. Dankie Here vir die teken van U bloed. U bloed, so kosbaar. U bloed, wat deur versoening bewerkstellig is. U bloed, waardeur ons beseël word as kinders van die Vader. U bloed, waardeur ons beskerm word. En weer eens dankie vir die vervulling van die Ou Testamentiese fees, die Paasfees. Ook weer eens, Here, Eksodus 12. Die bloed van die Pasgalam, wat in die deurposyne gebring is, sodat die oordeel wat sal kom oor Egipte nie in daai huise sal inkom nie. So vandag vir ons, Here. So word ons deur U bloed verlos van die oordeel wat ons eintlik verdien. Maar ons word in U bloed vrygespreek. Daar's lewe in U bloed, Here. En ons dank U daarvoor. Dankie vir U bloed as die beseëling van die Nuwe Testament, dat ons erfgename is in en deur U, Here. Here, versterk ons ook so verder, versterk ons in die verspreiding van die woord, versterk ons in ons geloof, Here, versterk ons in die getuienis en die wete dat ons Heer het opgestaan. Hy leef werklik. Dankie daarvoor. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Dankie geliefdes in Here Jesus Christus. Baie dankie vir elkeen wat by die tafel gesit het. Onthou julle skaf toe, anders gaan die dominee nou weer lekker dik gaan eet by die huis, hoor. Maar dankie weer eens vir almal wat betrokke was ook by die nagmaal en alles, hoor. En nou wil ek gou gesê, jy moet nie stres oor die glasies nie, hoor. Is plastiek glase. Want dominee het hom ook al baie laat val, wat hulle besef hulle moet op plastiek kry, hoor jy? So jy kan relax so gepraat wat julle hoor. Maar geliefdes, dankie vir almal ook vandag. En ons gaan afsluit met ons toekomsverwagting. Die lied Ek sien 'n nuwe hemel kom. Daarna die seën en in die einde seëngebed van Retief as seën vir mekaar. Kom ons staan en kom ons sing hartlik saam. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Stars from
spreek dit graag uit in Filippense 4 vers 7. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag, in Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons sê mekaar met seëngebed van Retief. Say on